My ma het net gesê, Sonja, jy is so spesiaal. Ek moes al dood gewees het in die see. Ek het 3 keer verdrink. Want ons kan nie iemand inspireer deur iemand anders sien. So jy moet dit self kan ervaar en self doen. Hou op, kom klaar. My kind verlees my skoot, bed nat gemaak, wil nie meer daar wees nie. En die mense het geskree, die mense het geslaan op die tafel. Ek het net die eerste een gedoen toe wen ek kom. Jy moet nooit opgee op jouself nie. Jo, ek moet gewen het. Ek gaan jou beauty spark besien. Om die pageants te doen is altyd maklik. Het is baie werk. En ek sê, not like this. Die bus stop, toe sê ek weier om my te klim toe. Mense sê altyd vir my, sê ek moet veel weer man. En as dit jou beurt is, sal dit jou beurt is. As jy nie in jouself glo nie, dan is niks. Dan gaan niks gebeur nie. En ek moes hom begrawe die Saterdag en die Sondag moes ek tasse gepak. Ek is baie beroof. Goeiemôre vriende en familie, hoop dit gaan goed met julle. Welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Julle. Laat ek net gou asemhaal. Ons het 'n gasthuis hierso. En dalk van ons mense, nee, ek gesels nou met 'n ander ou hier in die dorp in vanoggend. En ek sê die daarvan waar ons so neerkyk op onsself dit moet verby wees nou. Ek is moeg daarvan dat ons so min ding van onsself. En jammer dat ek nou die segment so met die deur in die huis inval, maar ek voel dat ons moet ook so nou en dan praat oor onsself, oor wie ons is en staan op regtig waar hoe ons goed mense goed laat voel. Whatever ons gedoen het, wherever, kom ons praat daarvan. Ons wil nie breek oor nie. Het gaan oor hoop. Ons wil altyd, hoe sê hulle, ons wil humble wees en downplay. Ek het nie issue met dit nie. My ding is net dit, dat ons moet ook vir iemand sê, wie is ek? En dit is nog genoeg dat ons net elke keer, is okay man, is alright, ek gaan nie sê nie, ek ran 'n organisasie, ek gaan nie daaroor praat nie, ek het soveel kinders se lewens verryk, ek gaan nie daaroor praat, is fine. Mens weet nooit die persoon wat jy met gesels kan sê dat wie wat, ek het al 3 jaar so 'n organisasie gesoek en hier toe spaai gekruis, ons moet gesels, ons moet collaborate, dalk is daar funding, dalk is daar iets wat hulle vir jy in die hand kan vat. Mens weet nooit. En op daardie noot het ons gas hierse van Kloetiswil, Sonja Adonis. Julle, toe ek vir Tannie Sonja die boodskap stuur, hierdie vrou, soos sy so mooi lyk hierso, nee, sy's prim en proper in haar klere in. Maar die hoe sy haar dinge doen, is niks level prim en proper. En ek sê vir my, nee, ek doen dat, en dit moet so in plek is en dat, ek sê, not a problem, I love it. Dit moet so wees waar jy voet neersit en sê dat, dis die vlak hoe ek operate. En as jy nie daarmee kan saam praat of operate, dan so be it, maar dis wie ek is, en ek love die. Dit laat vir my ook op die einde van die dag sê, Marcel, jy moet jou story ken. Jy moet nie hier kom speel en die gas laat klein voel nie, jy moet jou story ken. Even dit wat hier by my staan, sê dit vir my, dit is next level. Die quality van hierdie kroon. Julle weet wat gaan gepaard met 'n kroon. Anyways, julle, ons vir Sonja hierso. Welcome Tannie Sonja by Wisdom of Solomon. Ons is besig met die series van Dusting Off. Dit is ons tweede gas. Laat ons begin. Tannie Sonja, ek ken vir u, daar's mense wat vir u op die social media gesien het, daar's mense wat saam met u 'n pad geloop het, wat nog steeds dalk 'n pad loop. Daar's mense wat van u gehoor het al. Daar is mense wat vir u gesien het by 'n show en hulle kan nie met u gesels het nie. Dit was net so verby. Dan mense is nuuskierig. Hulle wil weet, wie is Sonja? So 2 minute. Okay, wie ek is? Ja. Middag mense. Die wat my ken en die wat my nie ken nie, weer gaan ek my voorstel, Sonja Adonis. Dit is actually wie ek is en hoe ek in die gemeenskap rondhardloop. Nie in 'n motor rondry en gaan waar ek moet wees nie. Ek soos Marcel nog gepraat het van humble, ek like actually daai woord gebruik.
Want dit is wie ek is. Ek loop die hele dag en sê vir mense wie ek is as dit kom by 'n kroon en 'n band nie, want dit gaan nie rondom my nie. Dit gaan om mense te inspireer daar buite, om mense te laat voel, hulle voel nie klein nie, want hulle kan ook wees en doen wat ek doen. Dit hang net af of jy die wil het om dit te kan doen. So vir my is dit baie kere as ek mense nooi of ek sien talent, sal ek sê. Van God het ons almal mos geskape met 'n talent en dan het hy vir sekere mense 'n spesiale gift gegee. En daai gift kan nie nageboots word nie. Dis iets soos 'n talent wat jy kan aanleer nie. 'n Gift is mos iets anders. So vir my is dit letterlik, ek is hier op die aarde gesit met 'n doel om mense te inspireer. As mense my storie, hele storie ken, dan sal hulle verstaan hoekom ek so sê. Ja. So kan ek aangaan? Gaan aan Tannie, gaan aan. Kom ek vertel julle gou vandag van my opgroei daar. Ek moes al dood gewees het in die see. Ek het 3 keer verdrink. Wat? Ek het in Vlottenburgplaas, as julle Vlottenburgplaas ken, gaan vra maar vir die persoon wat my uitgeduik het. Ek het binne 'n molgat beland, die derde keer. En my lewe was elke keer gesuif. En my ma het net gesê, Sonja, jy is so spesiaal. En my ma het geglo aan, dis my sonskynkind. En my naam is verniet, hier staan sonneblomme langs my. En my ma het altyd gesê, ek is die sonneblom. So ek is 'n sonneblom, 'n sunflower that stands firm and in what she believes in. So ek laat niemand my van stryk afbring. Ek het dit van kleins af aangeleer. Ek het op Vlottenburgplaas groot geword ook. Mense, ek sê altyd mense kyk neer op plaaskinders, plaasmense. Maar dit het nog nooit van my afgesit nie. Want ek het iemand, 'n sterk moederfiguur gehad, wat het actually in my geprint het en gesê, kind wees moet jy altyd geniet. En onthou net wat God in store het vir jou is baie groot. En vandag leef ek dit uit. So ek kan vir kinders, vir groot mense motiveer om te sê, moet nooit terugstaan vir 'n challenge nie. Moet nie laat iemand vir jou afbreek nie. Want ek het gister so 'n geval gehad met my kleindogter. Waar die kind geboelie was en die kind moes praat en elke middag ek huilend kom en dan met mekaar druk en dan voel ek hy pyn en hy seer en ek sê vir haar, nee, Sissa, hier moet jy, ek het geleer by die universiteit waar ek 'n kursus in 2017 gedoen het, toe ek in Stellenbosch was. En dit is my hartseerste jaar waar ek my ma verloor het. So dit moet my opwindendste jaar gewees het, want sy het actually op haar sterfbed vir my gevra daai jaar, ek moet my Stellenbosch doen. Want sy sê, die Here het gesê, dat is Sonja se kroon. En absoluut die aand toe ek haar instap, en ek het my klere aan en my buurvrou, my suster Toit, maar hulle het vir Auntie Mary gesê, maar sy is eintlik Maria de Toit. En sy het altyd my rokke gemaak. En daai dag het sy saam mee gegaan, want ek het mos nou nie 'n ma meer gehad. En dis my klaar aangetrek het en ek al my ma se foto uit en ek sê, mamma, ek is klaar aangetrek. En die stemmetjie sê, go out and shine like a star. En dit het gebeur. Ek het die foto, ek het dit nou net nie saamgebring nie. Ek het daar op die stage gegaan, ek het in die middag gaan staan en ek het die hele audience so deurgekyk met judges en al. En ek het die beweeg, want ek het met myself gepraat, ek gesê, mamma, hier gaan ek en ek gaan dit nou doen vir jou. En vir myself, want het gaan ons rondom onsself ook, want ons kan nie iemand inspireer deur iemand anders sien. So jy moet dit self kan ervaar en self doen. So toe ek daar loop en toe ek weer terugkom en die judges het opgestaan, van iemand het vir my geskree het, jy gehoor het, en het was een van die VIP's en ek het teruggedraai en ek het gewave en maar ek sliep besef ek mag mos nie dit doen nie en ek wave en ek slide net my hand so af en ek besef, Sonja, wat het jy nou gedoen? Maar ek smile net aan en ek dink, dat is nou nie fout om dit te doen nie. En toe begin die een judge opstaan en die ander judge en hulle klop aan, hulle sê, good, nice to interact with your audience. En ek like, maar ek gaan net agtertoe. En soos ek agtertoe loop, kom 'n 9-jarige dogtertjie, is my neef se dogtertjie. En sy sê, Auntie Sonja, you shine like a star on the stage. En ek is so sin, wow, my ma se woorde, net voor ek gegaan het.
So dit is net as 'n mens in jouself glo en mense moet nooit ophou glo in jouself nie. So mens kan dinge bereik en kyk aan my ma het vir my voorgelê dat ek gaan dit wees en ek het daai aangewen. En daarvan af die universiteit Speak Out, Speak Your Mind, die kursus wat ek gedoen het ek mis Stellenbosch was, dat het ek met klinkend gister gesê. So vir al die kinders, ek het daar gister in Ritenbos ook gesê, kinders onthou, hou op afbreekend wees op mekaar. Die Here sê nie girls nie, die Here sê girls and boys. So ons moet saam opbouend wees en nie afbreekend nie. So wanneer is 'n seentjie wat vir getuister het by die skool. En nou voel sy beter, want ek het gegaan en ek het gepraat. So ek het ander kinders nou gesê, actually, hou op afbreek, bou op mekaar. Want as die een iets achieve, moet hy bly wees. Mense moet nie afbreek van hulle is actually oor dit wat sy nou doen. Sy gaan mos nog saam my volgende jaar vlieg. Maar om terug te kom na myself en hoe ek het doen, na my ma se sterfte. Nou nog, as haar 'n ma sterf, dan raak ek van voor af weer hartseer. En dan is dit amper of ek in my eie wêreld gaan. Want dan voel dit soos my ma wat weer sterf. En daai was regtig my backbone. En die goed wat ek by my ma geleer het as 'n enkel ouer, was vir my die driving force vir dit wat ek vandag bereik het. En dan, om net te sê, het is amazing om 'n enkel ma ook te hê. Van 'n mens, partykeer is dit so, baie gee op as hulle voel hier breek hulle ouers se huis uit mekaar het. En dan het hulle nie, dan verloor hulle die moed. En kinders gaan vergooi vir hulle aan drank of raak seksueel betrokke in verskeidenheid goed. Maar hulle vergeet, het gaan nie om daai ma en pa ook nie. Want hulle moet mos actually uitstyg bo daai omstandighede. So vir my is dit letterlik my woorde aan kinders daar buite is. Dit maak nie saak of jy enkel pa of 'n enkel ma het nie. Want hoeveel het ek hulle ouers verloor aan die dood nie. En toe ek my ma verloor, toe is my wêreld plat geslaan. Daai was 15 Januarie 2017. En die jaar daarna, dis het my oom wat my vaderlike figuur was. En ek het groot geword in sy huis. En hy was 16 Januarie. En my ma het in 'n droom na my toe gekom voor hy gesterf het. En vir my gesê, my kind, ek kan nie toesien laat my swaar so suffer nie. Ek gaan hom nie vroeg kom haal en ek dink, joh, is dit nou droom ek of wat gaan aan? En toe ek my oë oopmaak, was dit 'n droom. En ek het omgegaan na my auntie toe. En ek het vir my auntie, ek wil nie vir my auntie gesê nie, want sy was al klaar verpletter oor 'n man wat daar siek lê. En ek sê toe vir my niggies, hulle sê, joh, sy is alweer mal of iets. En ek sê, kan nie help as ek die droom gekry het. En waarlik waar, daai Dinsdag nag, 2 uur in die môre, het my oom afgesterf. 'n dag na my ma, want my ma het gesê, sy kom nie op haar sterfdatum vir my. En ek hoef vroeg hier. En kyk die datum is my ma se 15 Januarie 2017 en syne 16 Januarie 2018. En dit het my wêreld ook, want toe my ma afgesterf het, toe was hy daar vir my. En my broer, ek het 'n stout broer, Hans Maat, en hy het in ons nagte, hy kom haal my 10 uur, gaan checkers op my ma se huis en al die goed. Nou dink dit, waardeur het ek gegaan? En ek moes nog community werk doen, ek het alles gedoen, ek het smiles opgesit, maar as ek in my huis gaan, dan is ek myself weer, want dan is ek mos alleen. In 2022, dus slaan die lewens, laat my hart, want toe is dit my man. Dan hou gevas met hy, voel ons daar, ons gaan definitief later oor gesels. Welkom, weer eens, by Wisdom of Solomon. Dankie dat Tannie gekom het. Tannie mensen van, toe Tannie jong is, en die selfvertroue, is iets wat ons kinders, nie almal, ek generalize, ons kinders sukkel met selfvertroue. En dis,
ek kan verkeerd ook as 'n vraag om verskoning, disclaimer. Dis waar die boelie ook inkom, waar die kind sukkel met selfvertroue. En dan val hy of sy 'n kind aan, wat dalk hy confidence het, en dan breek het ook die kind, omdat die boelie vir die kind sê, jy's te vet, of whatever, body shaming, whatever, of jy bly in 'n hokkie, of hier te kort daar te lang. Wat is die tekens, dalk is u welbekend daarmee, wat is die tekens vir 'n ouer, om vir die kind, om te sien dat, my kind is nie lekker he. Want ons kinders is bang te praat met ons ouers. U kind het gepraat, u kleinkind het vrymoedigheid geneem en gepraat met u. Maar van ons ouers is nie so gelukkig he. Wat is van die tekens te sê dat iets is nie lekker he nie? Laat ek liewer uitreik na hierdie kind toe en 'n bietjie 'n conversation met hierdie kind het en dalk sal my kind vir my sê wat aangaan. Okay, omdat ek self geboelie was in my kinderdae en nou nog in my grootmenslewe. Het ek hy ervaar, ek kon dit dadelik op my, toe sy kom ook, en sy my net so vasdruk sonder om te praat, toe sê ek, Aisa, wat is dit? Ja. Praat. Onthou wat leer mama vir jou altyd? As daar iets fout is, praat. Ja, maar ek het vir my mami vertel. En toe sê ek, en toe? Maar vertel vir my ook. Maar sy wil nie sê wat haar ma sê nie. En toe begin sy sê van die seentjie wat in die teks elke middag en van name gee van 'n lelike woord en dan ook van stoot en van geskop het. En toe sê ek, weet jy wat is boelie? Wat leer ek vir julle wat is boelie? Is 'n herhaaldelike ding wat gebeur daagliks. Okay. En dit is die einste ding wat ouers moet as dit herhaaldelik gebeur. En die name, hy's afbreekend op die kind. Veral ek het self, ek was van jongs af baie seer gekry, want dit is tekens, hulle soek iets op jou lyf, of byvoorbeeld groot ore, lang neus, of sulke, nou baie kere, dan kan iemand dit hanteer, van nou gaan kyk in die spieël en hy bly vir homself sê, maar onthou God het ons almal geskape, volgens hoe sy wees en dit wat hy wil gehad het. Almal is mos uniek. Maar ouers moet ophou vir hulle kinders ook sê, soos my skoondogter vir haar dogtertjie gesê het. Hou ophou kom klaar in die middag. Okay. Dit is die verkeerdste wat 'n ouer kan doen. Ek het by Pieter Langeveld, het ek dit met my jongste seun ervaar, en my oudste seun, en my niggie se seun. So hulle het die tekens raak gesien, nie ek het dit raak gesien. Punt nommer 1, 'n kind wat nie meer wil skool toe gaan nie, moet hulle dophou. Dit is nie altyd dat die kind nie wil skool gaan nie. Dit is omdat die kind geboelie word. Kan deur die onderwyser ook wees, van ek het dit gehad. Dit is nou nie dat die juffrou die kind daagliks geboelie het, maar omdat hy stil was. En hy voorgesit het, toe gryp sy om eendag en sy het al sy knoppe afgeruk. En ek het skool toe gegaan. En my ma, ek was woedend. My ma het gesien hoe woedend ek is, toe besluit sy om onder by die hoofsekantoor te bly. Want ek het gesê die probleem is nie by die hoofie. Ons moet stryd opgaan na die juffrou toe die klas. En ek het dit daar gaan uit. So toe erken sy dat sy vol stres is. Toe sê ek, maar juffrou, dit gee nie vir jou die reg om 'n stil kind so te kry nie. En dan my jongste seuntjie, hy was gesteek met 'n potlood vir sy brood elke dag, of vir sy R5 of vir hy. En toe wil die kind bly sy ma gesê wil skool toe gaan. Sê ek, nee Boeta, iets is definitief verkeerd. En toe hy begin praat van 'n ander skool, toe sê ek, hier's 'n gevaarteken. En dis hoe ek ook skool toe gaan het. En toe moet hy vir my wys, want hy wou nie praat nie. Toe sê net die kind wat altyd sy skoolbrood af, sy R5 en so. Toe sê ek, nou laat hulle vir hom kom. Toe kan ek sien hoe kom die kind te doen. Van die oupa figuur is daar, die moeder figuur is nêrens to be found, die pa figuur is nie daar nie. So is die oupa wat sukkel met 'n kind. En toe sê ek vir die kind die dag aan die hoofsekantoor, ek wil nie iets op jou pad sit nie, maar as jy verder aangaan aan my kind so gaan neek, gaan jy sien, jy gaan op die straat beland. Sure. En hy is vandag op die straat. Hy loop met lang sokkies en as hy my sien, dan sê hy sien my lekker in sy koppie en dan wys hy vir my, McNeil se ma. En hy onthou vir my, van die graad af. Sure. En ek sê vir hom graad 4, ek sê nee Boeta, so sy jou lewe verander, moenie vaskyk waar jou ma is, jou oppas aan vir jou, so daar is nog liefde, van as hy nie vir jou gesorg het, hoekom moet jy ander kinders afknou en afbreek, kyk my kind wil lees my skoot, bed nat gemaak, wil nie meer daar wees nie, ek sê nee, en toe die probleem opgelos is, dus my kind 'n ander kind.
Sure. En my niggie se seun is 'n ander kind. En dis hoekom ek sê die gevaartekens is daar, maar ouers is gaan hou op klaar. Moenie vir my weer die storie kom vertel nie. Yes. Of ek is te moeg, ek kan nie nou luister na jou nonsens nie. Maar gelukkig het ek 'n enkel ma gehad wat altyd geluister het. En sy het vir my gesê, nou sy het weer vir my anders te benader om te gaan in die goed. Dan sê sy net, kyk in die spieël, en dit's wat ek ook gebruik. Okay. Staan in die spieël, kyk na jouself. Ja. Hoeveel maak het God vir jou gemaak? En jy is besonder mooi in God se oë en in my oë, want elke kind is mooi vir sy ouer. En as iemand vir jou wat sê van jou wat se ore of wat se deentyd, jy steur nie vir jou aan, gaan net terug na die spieël toe en bou jouself op in die spieël. Nice. So daai is my raad aan die kinders daar buite. Sure. Dan daai is nou 'n hele sak vol raad en ek glo daaraan die ouers gaan definitief baat vind uit. Daar's 'n vraag wat ek vir u wil vra rakende enkelouers. Daar's 'n mamma daar buite kan ek wil hê met u met haar praat. Sy is op moed verloor. Sy's klaar, sy kan nie meer nie. Sy wil hierdie kind nou gaan weggee. Sy weet nie meer nie, sy vat alles op haar. Want is te veel. Watter raad het u daar vir so 'n tannie en hoe motiveer gewoon net vir haar dat sy weer kan hoop vind en weer vir haarself kan opruk en kan opstaan, want enkel ouers soos hulle sal sê is nie gemaak vir sissies. Jy moet kan sterk staan aan daai. Watter raad het jy daar wanneer hy mamma wil opgee? My raad aan die mamma is, soos ek nou vir 'n kind ook leer van Polly, gaan staan in die spieël en kyk na jouself en dink, wie is ek werklik? Gaan ek my kind in die steek laat? Het my ouers vir my in die steek gelaat? En as dit sou gebeur het, sou jy mos nou nie 'n moeder geword het nie. So jy moet sterk staan vir jou kind en vir jouself. Bou jouself op deur vir jouself te sê, ek kan dit doen, ek het die wil. Al gaan dit hoe swaar, onthou, daar is hulp daar buite. En as 'n mens vra, soos die Bybel ook sê, klop en vir jou sal oopgemaak word. Yes. So, dit is wat jy eintlik moet doen, mamma. Moenie opgee nie, want jou kind het jou nodig. En onthou, God het jou nie daar geskaap om 'n mamma te word en dan jou kind weg te gee nie. Want hoeveel moeders is daar buite? Eintlik hoeveel mense is daar buite wat 'n moeder wil wees en dit nie kan word nie. So God het jou toe vertrou met daardie baba. So hou moed en kyk na jouself en kyk na jou kind. Daar is hulp, gaan klop en kyk wat jy vir jouself en jou kind kan doen. Tja, dankie Tannie. Modeling. Ons het nou genoeg gepraat van swaar goedes. Kom ons gaan op 'n lighter note. Waar kom modeling in? Modeling is van kleins af. As ons die ou taal praat, standaard 2, Ja. het ek begin by Pieter Langeveld. En ek kon nooit die kroon wen in die middel. En my ma het altyd gesê, my kind, onthou, 'n kind moet van het. Dat moet lekker wees. Moenie nou bekommerd raak oor 'n kroontjie wat jy nie kan kry. Dan skree die mense, ek sal nooit 1 jaar onthou, wat ek gaan nou praat soos in daai jare, wat ek staan net 5 was, maar ek nou na die hoërskool te Mosana. En die mense dink ek het 'n rooi hoed opgehad, ek sal dit nooit vergeet nie. En die mense het geskree, die mense het geslaan op die tafel. En toe ek nie aangekondig as die wenner, toe is almal soos in, wow, nou boe. En ek dink toe die mense kan nie verstaan, maar ek het dan nou soos die wenner uitgekom, want ek is vandag self 'n judge, en vir my is dit, as 'n kind inkom of 'n groot mens inkom en hy praat met my son om te praat, as hy model op die stage, dan ek sê altyd, wow, it's amazing toe ek by Devin van Luik nog gejudge het. Toe die kind inkom te sê, uiteindelik kan jy sien die kind is die wenner. Sure. En jy hoef nie punte te gee nie, want dit is so. So vir my is dit, modeling kom ek 'n lang pad in, en daar is nog daai jare, en kyk waar is ek vandag. En vir my is dit so, my ma het altyd gesê, hou aan my kind. En totdat ek hoërskool toe gaan, ek doen die pageants nog steeds, maar ek kon dan net nooit, ek kom in die top finals, 5, en dan in die top 10 of so. Maar ek kan dan nooit die eerste prinses raak. Toe sê my ma, genoeg is genoeg, buite pageants. En glo my vry, ek het net die eerste een gedoen toe wen ek kom. Sure.
En toe sê die mense toe ek in die koerant verskyn, kyk daai verskil van buite pageants. Ja. En ek het ons kerkfigurkase ook gaan doen. Ek het die eerste prinsessa geword. En so, toe doen ek mis rapport toernooi, mis blyks en ek wen. En dit gaan net aan en aan. En totdat ek moes nou getrou het en na my ma se sterfte. En ek gaan doen mis Stellenbosch, ek wen mis Stellenbosch. En ek doen die brand ambassador en ek wen die brand ambassador. En Miss South Africa Elite was my heel eerste groot. Daai was my en my ma se droom. Ek moet gaan vir Miss South Africa totdat ek mis. Ja, en daarvanaf Miss International en nou huidiglik Miss International Distinction. En ek het regtig die trappe geklim soos my ma gesê het. En wat God in store vir my het ek vandag bereik. So, dis kom ek sal altyd vir mense motiveer jy te sê, moet nooit opgee op jouself nie. Want kyk wat het die pageant world aan my gedoen. In 'n onderhoud het hulle my gevra by die Neelsie, pageantry, bou het vir jou of breek het vir jou? Wat het dit gedoen aan jou? Toe sê ek, dit het my gebou. Nice. Al die jare. Want ek het nooit teruggestaan, al verloor ek. En partykeer voel ek, ek moet gewen het hier. Maar my ma se woorde was altyd, aanhou en het net pret. En dan gaan ek my huis smile, ek kan almal nie verstaan, maar die kind het daar nou nie eens ingekom nie, maar sy is nog steeds. En vandag kan ek met 'n breë smile sit, van ek is hier om ander te motiveer. Om te doen, stap vir stap, moet nooit opgee nie, eerste, tweede, derde, vierde, agende nie. Nee, jou tyd sal kom wanneer God besluit, nou sit jou tyd. Tannie, kinders, is hulle nie modeling? My jongste seun het ek getrain, toe was hy meneer Pieter Langeveld, moes die prime, hy was nie, hoe sê mens, nou nie Little tyd, dit was dit nie van Little, maar hy was die jongste een van die meneertjies. En my niggie se kinders het ek almal opgeleid, soos die Miss Stellenbosch pageant. Ek wou dit nooit doen nie. Ek het altyd in die audience gesit, altyd, maar met my ma se sterfte moet ek mos 'n belofte maak. En al my niggie se kinders het ek getrain, dan kom hulle in eerste prinses en wag ek gee hulle op, was ek nie hulle moet nog opgee nie. Ek het nooit opgegee nie. En totdat ek dit self begin weer doen, het die looplank vat en voluit hou. Toe ek nou met my laaste ene gedoen het. Toe dog ek, dit is nou my laaste, want ek sien my kans vir die 5 dragte en op en af vandag en heel en weer. Toe sê ek los het nou vir die jonger mense, as hulle nie, man. Toe ek my kom kry, hulle dink ek is 38, 41. Ek sê nee, ek is 55. Wil ek hard sê nie. En toe besef hulle maar ek is die oudste op die tyd. Sure. En dan kan ek het, want hulle kon nie glo nie, hulle vra, toe sê ek kan my ID ook gaan haal. Sure. Want as ek reg gemaak is vir die loop, lang julle weet mos, ek het altyd gesê, as kind, ek hou toch niks van die fake goed, en as hulle eers begin die fake hare in sy, ja. lashes, en alles, net om vir jou nog 'n bietjie meer te laat uitstaan, is met dan deel van beauty pageants. Dan sê ek altyd, daar was een wat ek glad nie goed aangesit het, en toe sê hulle vir my, maar ek sê, ek het niks aan, ek het net lipstick aan, voel aan my gesig, en toe sê hulle, ek het ook die eyelashes aan, nie sê ek. Maar, want ek wil gemakkelijk voel in wie ek is. En toe sê my CEO Naomi, sy sê altyd, no, you need to do that. Just put a bit more, then you look more and more gorgeous. En sê ek, no, I'm okay. Sy sê altyd motiveer soos die curvy ladies, ook wat ek nou doen. So, hulle is nou in vir 'n groot challenge. In my elke jaar se Valentine's event, in honor of my mom, doen ek elke jaar. Dan gebeur altyd iets in die event. Soos nou met die modeling wat nou gaan plaasvind. 5 curvy ladies, hulle was eers 7, so val hulle so uit. En dis hulle 5 oor, wat nog hy confidence het, en ek bou aan hulle, kry 'n workshop met hulle gehad, en vir hulle gesê, en down niet, as jy gaan buite, dan gaan julle voel hoe lekker is het, om het te kan doen, want sy het meer confidence. En baie van hulle het vir my gesê, privately, ek sal nooit besef wat ek aan hulle lewens gedoen het, want ek het actually nou iets in hulle wakker gemaak om te sê, as Sonja het kan doen, of hulle kyk nou of die ander vrouens wat 'n bietjie groter is, dan sê hulle vir mekaar, as jy dit kan doen, dan kan ek dit ook mos doen. So nou, as die curvy ladies wat saam my Indië toe gaan, en is vir my soos 'n amazing event,
wat gaan plaasvind volgende jaar 4 April tot 12 April. So ja. So. En kyk hoe inspire ek hulle om dit te doen. En dan sê ek ook vir hulle, julle is almal jonger as wat ek is. So julle kan dit doen. Ongeag dit gaan oor jou hart. Die kompetisie wat ek doen, die Magnificent Woman Icon, gaan meer oor jou hart en jou community werk. Dit gaan nie op beauty is 5%. Okay. So dit gaan nie oor die langste groen oë en wat nie. So hulle vra in 'n interview vra hulle vir baie vrae en hulle kyk ook wat jy doen. Soos nou ek het 'n groep op my foon en hulle moet daagliks iets doen soos 3 appearances 'n maand. En as hulle dit doen, dan raak ek altyd kwaad en sê, julle moet, ek het my so mik afgewerk, want ek hou van sulke goed. En julle kan mos buite die boks dink, ek dink aan, daar's 'n tannie dalk langs aan jou wat jy nie eens weet, wat miskien 'n soet dingetjie verlang of iets, maak 'n pakkie op, of gaan na 'n huis toe, die ou mense word altyd, ek sê altyd ou mense, as die mense oud raak, nou ons praat nou van 80 en oor 80, dan is hulle kinders altyd te besig vir die ouer. En party gaan sit hulle in die ouer huis en vergeet hulle van hulle ouers. En as die sterfdag kom, is dit erfgeld, maar erfgeld is maar swerfgeld. So 'n mens moet nie vaskyk teen daai goed nie. Mense moet nog altyd jou ouer nooit vergeet nie. So vir my is dit belangrik dat mense daar buite weet, om die pageants te doen is nie altyd maklik nie. Dit is baie werk. En as jou hart en siel daarin is, dan kan jy dit doen nie. Jy sal nooit die eind uit kan hou nie. Want baie het al opgegee wat saam my gewees het, maar ek het nog nooit opgegee nie. Want ek love it. Ek het as kind het ek dit saam my ma gedoen. Toe hulle die jare getooi het ook aan goedes uitdeel en dit doen en dan as ek moet ons tooi of moet ons nou dit doen? As my ma is deel van community werk, dan gaan deel ons aardappels en goedes uit. So ek het dit aangeleer van kleins af. Is iets wat ek nou geleer het, van dat ek nou modeling doen nie, want dit is ons deel van jou uitreikwerke en hoe jy dit doen. So as jy dit met jou hart doen om vir iemand iets te gee, dan moet jy los. Ek sê altyd compliment. My ma het altyd gesê, 'n compliment gee aan iemand wat dit regtig toekom en moenie dit gee en dan in jou hart as jy sê, ag die ene, dit kom hom tog nie toe nie. Van baie mense, ek het dit al gehad, as stap ek in 'n saal in, nou lyk ek nou soos mense en sê, maar jy lyk mooi, of nou kry ek hy een wat afbreek en hy sal sê, ek is mooi. Eendag te hoor ek die een dra, ag, sy dink sy lyk kwaai, of sy dink, sy verbeel hom, sy is Miss World, maar ek is Miss World van ek kan nie help, ek sê dit nou, ek vir iemand, vergeet julle, ek doen internasionale pageants, en soos iemand vir my eendag gesê, hier kom Miss World, toe sê ek, amen, I receive, en dit was nog voor ek Miss International geword het nie, en ek het dit receive, en ek was maar net die brand ambassador van Stellenbosch. En kyk, waar sit ek vandag, want ek het receive, wat God uitgesê, die persoon het dit gesê, en ek het dit beaam, en receive. So, my ma sê altyd, the giver, receiver, sin, believer. Yes, daai drie goed gaan hand aan hand. Daai het julle rit. Tannie nog gepraat van Tannie wat, die hele accolades het, en dit gewen, en daai gewen. Van die mense wat saam Tannie gaan, as ek nou praat van die mense, soos die kinders, of wie ever, wat groep hulle in fit, en gaan hulle in die modelingveld in. Wat is suksesstories is daar, wat Tannie vir ons kan deel, van een van die kinders wat dalk, nou, wat 'n Miss World is, as ek nou moet so sê, Okay. Die scholarship wat ek, wat ons begin het, is sy 3de jaar, en die sukses daarvan is, amazing, ons eerste wenner was 'n KMO hoërskoolmeisie, en Terry Leefke, sy is van KMO, en dan ons huidige wenner is ons Martino Apollos, maar hulle is suppose om nog goed te doen, en die vrou is knant. Daai is ek sukses storie, want dit is ook 'n seun wat gedink het, hy sal nie, ek het hom beloof in 2018, ek gaan jou eendag oor see neem, en ek kan vir hulle vra, Terry Lee ook, hulle is, en Amy Lee van Kaimo, wat nou Miss Kaimo gewen het, sy is 'n dogtertjie, wat nog nooit gemodel het, sy is 'n techie persoon, 'n jean persoon, en nie 'n rockmensie, en ek het daar begin train, en ek het gevoel, hier is potentiaal, en ek het gesê, Amy,
jy gaan deel raak van die skryf vir die Scholastic Scholarship en vandag is hy nooit spyt nie. Ek het daar gaan ondersteun met Muskaimo en daar het sy Muskaimo gewen en die mense was mal van haar. So ons kinders het hoogtes bereik met dit wat ek probeer inploeg in Suid-Afrika en in Kloetiswil, Stellenbosch, eintlik die Weskaap. Volgende jaar wil ek groter gaan, want ek sien is te min belangstelling in Kloetiswil self. Kinders skiet hulle self in die voet, ouers ook, wat nie die R300, soos nou was dit R300 om in te skryf vir die Scholastic Scholarship, maar wat kry jy uit? Jy kry R1000 terug, so met ander woorde, jou maat R300 betaal, maar jy kry R700 terug. Plus, daar is klomp geskenke vir jou, en as jy dit maak, om in die finals te wees, oor see, dan kry jou kind mos nog 'n titel, wat vir jou kind 'n deur oopmaak, om oral te vlieg. Sure. So, die kinders mis actually groot uit. Eers al iemand gesê, ja, maar as verlede jaar se kinders, eintlik nou, Februarie was ons in Indië, daai kinders het nie 'n sent betaal om te vlieg nie. Sure. Hulle het alles gratis gekry. Maar mens kan ook die hele dag bak aan staan nie. My ma het geleer, jy werk vir dit wat jy wil hê. So, daar's baie mense wat glo, hulle wil net hê, en hulle wil net receive, het weekie so nie. So ek het vir hierdie groep gesê, kom, ons wys vir Naomi, ons werk vir ons eie vliegtuigkaartjies, soos ek kan het verniet kry, maar ek gaan saam met span werk. Ek moes nou gekies het 4 mense om saam met te vlieg, en dan is ek die 5de persoon Johannesburg toe, 27ste, ons sal die 26ste vertrek het. Toe besluit ek nee, man, ek wil nie kies tussen my groep van 13 nie. What goes for one, goes for all. En ek sit dit af, ek sê ons gaan November man, wanneer almal kan gaan. Okay. So dit is die tipe persoon wat ek is. As ek nou self wil, soos iemand gesê het, ja, iemand anders sal gegaan het. Dis sê ek nee, dis ek. My team moet saam gaan. So die kinders se suksesse is actually te danke aan hoe hulle saam met my gewerk het. En ek sê altyd, dit wat jy inploeg, sal jy uitkry. En dit wat jy saai, sal jy mos maai. So Martino is ons huidige Scholastic Scholarship winner, en dan, hy is ons eerste female, male, en die female is in Indië, die meisie wat het gewen het. Nou ons eerste ene was ons nou Terry Lee. Okay. So nou gaan ons derde enetjie doen. Ons weet nie wie gaan dit wen nie. So gaan nou ontrend weer alles 7 weer wat saam gaan. As ek laat ek gesien 4, 5, 6 kinders. Isa gaan nie Scholastic Scholarship doen nie, sy is te jonk. Okay. Jy moet 12 wees, en ek 11 en dan moet jy 12 gaan nie deel. So dit is die sukses agter die storie. Ons Kloetiswil, sy kinders staan met trots dat ons 3 krone terug huis toe gebring het. Yes, Joburg het net vir ons gewen met 1, wat ook ons Suid-Afrika is, maar ons het alles teruggebring. So die kinders het actually Suid-Afrika trots gemaak, want hulle het gewen op die kant. Daar het niemand aan die kant kinders gewen, die groot mense, maar die kant is het ons kinders. En dan nou ek moes nou. So, maar ek is trots op die kinders, want dit is opbouend vir ons kinders buite om te wys. As hulle die pad byste raak, dan sal ek ook hulle aanspreek. Want ek sê altyd, onthou, as jy 'n titel dra, moet jy dit met trots dra, net soos as 'n polisieman sy cap opsit en sy uniform aantrek. So as jy jou 6 en jou kroon opsit, dan moet jy daar sit met waardigheid en sê, ek is trots op myself en ek is daar vir ander te boost en te inspireer. Nice. Dan nog vir ons die hele goedjies gebring hier, so kroon en beker en sovoorts. Ons begin gewoon met hierdie ene, Sonja Antonis, hier so staan Simba Media Works, international guest, so ek neem aan dis in Indië, want ek sien die badge en goedjies. Yes, is Indië. So wat het hier gebeur? Wat 'n kompetisie of wat gaan hier aan? Waarvoor is hierdie ouetjie? Dit is gaan oor die, hulle het gekies, ons was 4, Andries van Johannesburg, en dan was het Naomi van die USA, en dan Bianca van die USA, en dan ek van Suid-Afrika. Vir ons community werk, hulle kyk mos op social media, ek het vir hulle gesê, ek doen nie alles op social media, maar ek het bewys ek op my foon, toe wys ek mos vir hulle, toe hulle interviews, ek het nie geweet, ek gaan hierdie ding ontvang nie, want,
Hulle het vir ons gesê daai oggend ons gaan 'n skool besoek. Okay. En ons moet op die kind se vlak aantrek. So toe meen ek, ons gaan nou tekkies aantrek. Ek is baie skaam gewees so 'n week aangetrek wat. En ek het 'n rooi tekkies aangehad. Ek is op social media met die rooi tekkies, swart jean, groen top. En toe ons nou klaar die kinderhuis, gaan die skool besoek, toe gaan nou sê hulle vir ons, maar ons gaan nou na 'n hot ceremonie toe. Ek sê, "What?" En ek sê, not like this. Toe sê die persoon, no. Toe sê ek, "Maar ek gaan in die bus sit." Toe die bus stop, toe sê ek weier om my te klim toe. Kom hulle een en sê, "No ma'am, you need to get out." Toe sê ek, "Hoekom?" Toe sê sy, "No, you need to get out." En ek sê, "No man, I'm tired and I don't look at it." Want die rooi kapits in die goed staan en die mense in swart pakke. En ek sê, "Nee, kyk mense in Johannesburg se mense van hulle was voorberei. Van hulle het bagies gehad met klere en hulle het vir hulle gaan aantrek en ek sê, "Niemand, hulle het vir ons gesê ons gaan nog iets doen nie en ek is baie kwaad." Maar toe sê ek, "Okay, go with the flow." Want as ek nog gaan nie gaan almal dat ek ook maar nog gaan. Want die vrou sê ek mag nie binne bly nie. En ons is in daar by die onthaalplek en hulle sê ons gaan maar agtertoe restroom. Hulle gaan vir ons drinks gee en goedjies, laat ons vir ons kan bietjie opkikker en regmaak. Ek sê ek het niks om reg te maak. En julle rukkie daarna toe roep hulle vir ons moet nou weer van agteraf oor die stuits beweeg. En ek kyk so en ek sien hier sit 'n klomp mense met blinkie ronke en krenda getrek. Ek sê en hulle sê nog ek moet na voor in die voorste ry ook gaan sit en ek dink hoekom moet ek wil dan net gaan weghardloop het en we gaan wegsteek agter. En ek sit voor en ek sit hier langs 'n dame wat so mooi getrek is. En ek sê vir haar, ek het weet ek hoe intoe nie. Ons kinders almal het jeans aan, maar ek bedoel ek het vir my lostop aangetrek en tekkies om te spring, want ek het 'n video waar ek spring saam met die kinders in speel. En toe hulle nou begin met die announcements en sê, hier moet ek op stuits toe gaan. Ek sê, ek dink is dit vir my of is dit iemand anders, want hulle sê, die uitspraak van hulle is mos aan, hulle sê, Sonja, Adonis, en ek dink toe, nie seker iemand anders, en ek kyk nog terug. En hulle sê, Frank van die stuits af, "Ma'am, it's you, it's me." Ek kan nie waar is. En ek sê, my clothes. Sy sê, en die persoon sê net, "No, it's not about your clothing, it's about your heart." Sure. So, en ek toe berus ek my by, okay, nou gaan ek net myself visualize dat ek net krenklik. En ek gaan toe op die stuits en hulle roep toe vir Andries en hulle roep die ander twee. En ons is daar op die stuits en kom die mense in die bosse blomme, hulle boeke is like anders as ons en soos IPTV wat dit amper soos dinglik wat so vas sit. Okay, ja. En hulle bring eers dit uit en daarna toe begin hulle praat en hulle sê wat 'n goeie werk ons in ons communities doen. En ek kry nie eens dit op Stellenbosch of in hierdie Kaapie. En vir my was dit so amazing dat ek daai erkenning oor see moet skryf. Ja. Van wat ek alles ingebloeg het van 2017 af. En ek is like, wow. En in doodklas, ek dink net makkelijk. En ek moet die fakkel aansteek en hulle heilige ding, hulle so 'n dingetjie het, ek het die foto's alle. En ek en Andries was die hoofpersone wat dit moes doen en ek dink, maar die mense doen, dink aan baie van my. Ek dink, ek het nog nooit soveel aandag gekry hier, nou hier is die mense te afbreken. En toe dit klaar is en hulle sê, al ons kinders moet nou op stuits te kom van Suid-Afrika en so, en hulle almal kom op die stuits. En hulle kyk vir ons en geluk vir ons en toe ons klaar, so sê hulle, maar ons moet nog gaan, want volgende dag het ons 'n groot event aan. En toe ons afgaan, toe dink ek, nou, hulle bedoel ons almal gaan af. Hulle sê, "No ma'am, you need to go on this side, take out this side." En toe ek daai deur oopstoot, Sharon, Apollos was nog saam, sy's getroud, ek nou van, getrouwde van nie, maar is Martino, maar toe dog ek, maar Sharon, kom ons hardloop gou hier by die lift af, en ek wil nie meer die klomp mense nie, want ek sien toe TV mense, en mics, en the works is daar, en hulle sê, no, ma'am, you can't go, you must come this. Oh my word, ek het experience aan die leeftijd gehad. Ja. En ek moes dan nou op die televisie praat, en dat is ander taal mense, en ek moet, maar gelukkig is ons Engels, hulle verstaan, verskillende channels was daar, en toe het by my weer kom ek, maar nou, Andries al alles gesê, wat ek ook wil gesê, en toe ek net vir hulle bedank, vir hulle mooier gebaar wat hulle het, om vir my die erkenning te gegee het, is amazing, en hulle plek, en hulle mense, se vriendelikheid, en oral waar hulle ons op die hande gedraad, en so aan,
En toe laf hulle dit en ek dacht was nou klaar. En die man sê nog nie klaar. Nou weer die kant toe, nou is het weer foto's en met die kleren. Maar ek het alweer vergeet wat het ek aan. En dat was net vir my amazing. En nou sien die kinders wat gebeur. En toe sê ek sien julle aanhouer. Hulle sê mys aanhouer wen. Yes. En kyk wat 'n sukses storie het ek. Ek het 'n toekenning award gekry in Indië. So. En hulle was so my toe in die bus klim en almal sê ja, dit is so net ons gebly het en kyk nou. Toe sê ek ja, maar kyk ek was nie dit te wagte nie. So daai is my heel daai is actually my tweede een wat ek Okay. Tannie praat van aanhouer wen. Vandag se lewe noem hulle die microwave lewe. Alles gebeur net so. En weer eens ek generalize, maar soos ek gelees het, sê hulle dat die kinders wil overnight sukses. Right? Hier wen jy en dit alles. Ons moet dit wat gepaard gaan met microwave lifestyle. Waar ons in is of die society hoe dit sien. Dan kry jy, word jy lelik terug aarde toe geruk en dan kry jy nee. Jy maak het jy is deel van die top 5 hier. Yes. En daardie kind het so uitgesien dat hy of sy gaan deel wees van die top 5 of ewen die wenner ook kan wees. Hoe deel 'n kind met nee? Want is die maklik. Yes, nou sien, dis kom ek altyd sê die kinders en mense moet mentally voorbereid wees wat vir hulle wag. En ek sal sê nee, ons gaan nie ek hou nie van die kids besig want ek glo aan mens werk vir dit wat jy wil hê. En dit is 'n proses. Eier word nou daar gesit en dan is dit somaal klaar gebakkie. En daar moet mos iets gebeur voor daar eier is. So ek sê altyd vir mense, onthou net weer eens jy moet hard werk om te kry wat jy moet kry. En as dit jou beurt is, sal dit jou beurt is. So dit is iets dat, en as haar nee is, jy moet vir jouself sê, was dit nou regtig my tyd? Of was ek te oorhaastig? En ek moet ook die hele tyd in my brein sit, maar ek gaan dit wen nie. Want kyk, my sukses stories, ek het nooit geweet, ek gaan nie, ek kom nie, maar omdat ek geglo het in wat my ma gesê het, en ek het dit later aan self begin glo. Want as jy nie in jouself glo nie, dan is niks. Dan gaan niks gebeur nie. Want kyk, jy kan nou sê, ek gaan dit doen. Maar nou kom maar net so iets half skief in jou pad, en dan gaan jy met die, dan verloor jy die moed. So, jy moet altyd vir jouself net regop probeer dit te sê, as dit nie gebeur het, is daai geval. Ek sê altyd plan A en B moet daar wees. So, jy moet twee die kante kyk. Dit kan so wees, of dit kan nie so wees nie. Sodat jy mentally voorberei is van beide kante. Daai is my raad en my advies. Nice, dankie Tannie. Tannie, hierdie sê hulle congeniality. Waarvoor is hierdie oukie, waar het Tannie vir hom gekry? Daai was toe ek Miss International geword het, maar daai is 'n baie sad story. Okay. Die heel eerste Miss USA was daai jaar die persoon wat die interviews gedoen het, die judge wat die interviews gedoen het. En hulle het geweet my storie, want daai week voor ek die interviews gedoen het, toe het ek my man verloor. Okay. En ek moes hom begrawe het die Saterdag en die Sondag moes ek tasse gepak het. Margaret Arnolds en Judy, ek ken nou net Judy so funny, maar in elk geval, hulle het vir my kom bid na ek my man begrawe die Sondag, het hulle gesê, hulle wil my tasse kom inseën en hulle wil saam met my kom bid, want dit is heavy. My tasse was ek klaar, ek het sommer goed so, hulle het kojaap en later aan het Margaret die tas mooi met die olie en myself en alles. En toe sê sy, nou is ek reg om te gaan. En toe ek daar aan die competitie kom en allemaal kyk vir my, en ek voel, hulle weet waardeer ek gaan, maar ek kan mos nou nie gaan breek, en nadat my man die donderdag voor sy sterfdag, die Vrydag, van my gesê het, hy het gewoonlik my Engelse speeches geskryf, want hy is 'n Engelse persoon gewees, en sy werk aan so aan, hy was 'n senior, en dan, die donderdag, spesifieke donderdag, sê, nee mami, jy gaan self skryf, wat gaan gebeur as ek nie meer hier is. En ek was kwaad, en ek het die
elkaar gegooi en gesê, nie sy weet ek, sy doen dit altyd. Hy sê, nee, hier is die pen, hier is die boek. Ek sal hier sit, ek gaan net deurgaan, doen dit self. En ek begin, en ek het dit op my foon ook nog, en ek begin skryf, en ek skryf. En hy lees het. En hy sê, joh, maar ek het jou goed getrain en goed geleer. Nou as ek tevrede, ek kan jou los nou. En ek sê, wat praat jy? Mama het so gepraat van, sy praat dan soos dood, want het hy hele week oor dood gepraat. En ek het my net gesteer hier aan, en ek sê, hou op so praat van, mama het so gepraat. En die donderdag, ja, die aand het voorbij gaan, die vrydagoggend. En hy het gesê, ek kom vroeg huis toe, mami, en laat ons jou laaste goedjies gaan kry vir die internasionale pageant. En hy het vroeg huis toe gekom en my kleindogters aan, en hy sê, nee, vandag moet hulle twee vroeg huis toe gaan. En hy het gesê, en hy het so goed doen, en hy het eers gesê, gaan gou 'n halfuur slaap, en hy voel nie so goed nie. En toe sê ek, okay, ek gaan my goedjies nog doen wat ek wil doen. En toe my kleinkinders nou begin te hulle wil nou huis toe gaan ook, van op wat gesê vroeg, en hy gaan sê, ek gaan maak gou wakker, maar toe ek in kamer toe gaan, en ek kyk vir hom so, en ek sê, ek sal nooit vergeet, ek sê, hy maar hoe lyk hy vandag soos een wat dood is, hy lyk soos iemand wat dood is, spier wat in die gesig, en hy lee net so agteroor, en toe my kleinkind wakker, maar ek staan hy op, en toe wil die oudste nou nie huis toe gaan, want sy is gewoon, sy tussen ons twee groot geword, sy wil nie huis toe gaan, en hy gee vir haar so raps, en daar skree die kind, en hy sê, o ja, mami, die treksuits van Nora Thijs, jou uiterlijk werk, en hy het saamgaan, en gewoonlik neem hy die foto's, en die hoof sê nog van Nora Thijs, Estiel, sy sê, hy, jou man kon nog al die vandag in, hy stuur jou klinken in met die phone om die foto's te vat, maar ek gaan maar nou uit na hom toe, sê sy, en sy sê, ek sal nou inkom vir my laaste foto, en as neem die foto's, die oorhandiging van die treksuits, en ek kom terug, en sy sê, joh, iets is niet snaaks, ons gesels aan ons so diep, en toe sê sy, maar mooi aan vir julle gaan my klinkennis aan wegneem, sê ek, ja, maar op pad, om vir hulle weg te neem, in Primrosstraat, waar my nik is het, toe begin hy so sleg voel, en hy druk op sy kop, en hy sê, joh, ek voel hom nou niks lekker, en terwyl ons nou om die draai gaan na my skoondochter toe, maar toe sy nie daar, dit is my seun daar, en hy kom in, en ek sê, ja, die pa voel die lekker, en die kleinkie klim uit, en die grote huil nog, en sy gaan samen na oma Lamies af, en die kleinkie is by pa, en ek sê, kom ons neem vir my hospitaal toe, en hy wys vir my, die kind is hier, ek sê, bring ons aan, en my man sê net, nee Sonja, los vir hom, en hy bring nog die water, hy sê, drink die water, en hy vry so, en ek sê, is die nie hartaanval of strook of wat even nie, wat jy bezig is met, hy sê, nee mami, ek gaan vir jou gauw huis toe neem, ek sê, hy sê, ja, ek ga jou self huis toe neem, en my seun staan, en soos reverse, hy maak die deur toe, en hy stop met eens, en spoed, en maak die deur, toe braak hy die water uit, en ek sê, nee jongens, hy moet die hospitaal, hy sê, nee, ga nie hospitaal toe nie, ek het ons vir jou gesê, God het 'n plan in elkeen se lewens. En my man het geglo elkeen se sterfdatum is uitgesit op God se manier. En toe ons nou weer afry in Primrosstraat, Noord en almal weer besig is Noordstraat. Het voel aan van my ons sweef soos ons ry. Daar's 'n pakkie en 'n hond in die pad, maar dit lyk ons gaan net so en is net 'n ander gevoel en ek sien hy kyk so in die spieël. Sy oë staan in sy kop stil en toe begin ek net stil raak, ek praat niks, want ek kry net 'n ander gevoel. En wat hy nooit gedoen het ons by die huis kom, hy sal nooit eers uitgespring het in hardloopie, opgesluit en ingegaan, hy het altyd vir my gewag tot ek ingaan. Hy het ingegaan die badkamer toe, en toe ek aankom, vraag ek, wat is, en ek kap op sy kop, en hy sê, nee mami, ga maak gauw vir ons bykie thee, en swart thee, en ons drink die swart thee nie. Okay. En hy is ook 'n ander teken gewees, en op die ou en toe hy nou klaar die thee, toe ek sê, okay, gaan maak gauw die thee, en toe bring ek die thee, en toe sê, nee, maak gauw iets om te eet ook, maar soos ek inbeweeg na die gang toe, skreef hy my terug op my naam, met 'n smile op sy gesig, maar hou sy hand in sy bors, en hy skreef op my naam, wat hy mami altyd sê,
En ek sê, wat sit? Hy sê, en ook met iets maak, en hy sê, is alright, gaan maak. En terwyl ek nou net uit die yskas die botter haal, en iets vir die broodkaas en so, hier hoor ek net so 'n plof geluid, en ek sê, Jare, wat val dan nou so, met my hande in die lug, en ek registreer onmiddellik, ek moet ingaan, toe ek ingaan, toe lê my man op die grond, van 'n hoekstoel na in die grond, en ek sê, Jare, wat gebeur nou, en ek sê, Jare, maak my kalm, en ek gaan lê langs my man, en ek sê vir hom, en ek sien sy oë dop, en ek praat in sy oor, want ek het dit in hospis geleer by my ma, terwyl my ma daar gelê hoe die mense gesterf het. En ek praat, en ek sê vir hom, Wielen, wat is dit, maak op jou oë nie, maak. En ek voel, en ek sê, Jare, die foon, ek kan nie die panic button op die phones kry, ek kan niks registreer, mense is in 'n ander tyd. Al die foon is daar, maar ek kan nie een hanteer. En al wat ek kon, ek druk my seun en ek sê vir my seun, Riyad, jou pa is besig om te sterf. Ek kon net hy uitkry, want ek kon nie, en ek bel sy suster Valerie, wat ook nou kort oorlede is. Ek sy geen antwoord, ek bel vir Johan, die ander broer van hom, hy geen antwoord nie. Ek dink, ek het dit lees, vir hulle geprobeer bel, niemand geen antwoord nie. En ek gaan lê weer langs aan hom, en ek sê vir hom, Wielen, ek gaan gou vir jou bid. As ek klaar is, gaan ek gou hardloop af na Santi toe, want sy is 'n nurse. En hy sê, en hy kyk vir my net so, en ek sê, Jare, as dit vandag u wil is om hom te neem, gaan ek nie teenstrydig wees, want hy het mos al reeds vrede gemaak. En die jaar 2013, toe hy moes gesterf het, in Struisbaai het u sy lewe gespaar. So, as dit vandag u wil is, 2022, die 12de Augustus. Jo, daarna, toe ek klaar gebid is, en ek sê vir hom, jy sterf nie, jy wacht tot ek terugkom. En hy het sy kop so gemaak, en hy het net so 'n smilkie, en ek hardloop uit. Die deure, alles los ek oop, en ek hardloop af van die straat, na Santi is by die huis, sy het nog gekom, sy week aan, middags kom jy 7 uur mos. En ek hardloop weer terug, en die man sê, wat is dit so? En ek sê, jong, my man het, ek weet nie wat, hy lê daar op die grond, het het 'n hartaanval is of wat, en hy hardloop agterna, en hy bel die ER en die ander mense, en toe bel die broer, toe sê ek, ja, ek het hulle probeer by aan te kom, ja. En die eerste wat die broer het in die deur gestaan, hy het die noodhulp toegepas, hy het nie daar gestaan, hy het sy ander familie gebel, my seun het ingekom, hy het oor hy hoë, by die tennisbane gespring van skok, en hy het daar langs op sy knie geval, en gesê, nee dada, en hy het die pols gevoel van die broer vra, ek sê, nee, hy is nog nie dood nie, en ek sê, hy leef nog, en hy het nog die tyd geleef, maar toe voel ek het my hand in sy hand gesit, en ek het vrede gemaakt, en toe ek voel, daar gaan die hand oop, en ek voel, daar gaan die lewe uit hom uit, en toe sal ek voel, en toe is ek net soos in, dat die Here se wil gewees, soos my wil nie, en my man het mos gesê, die hele week oor die dood gepraat, hy het 5 ure met die man in Struisbaai gepraat, vir wie hy gehelp het om 'n boot te kry, hy het sy tannie gesoek in Wellington, hy kon nie van die ander kry, net aan mekaar probeer, hy het heeltyd met my net gepraat oor die dood, en gesê, hier's 'n leer, mami, jy gaan niks sukkel, hier's alles in plek, en ek sê, moenie oor die dood praat, en nou mense daar buite, dis tekens wat julle moet na luister, as iemand gewoonlik praat oor, en het gepraat oor sy baas wat gesterf het, Parino, hy kon dit nie oor sy hart kry nie, en het hy week ook weer oor sy baas gepraat, en gesê is hy nie gesterf het nie, en hulle het nog in 'n hofsaak gewees, wat hulle het gewen, maar vandag, ek het nooit weer van die mense gehoor nie, en kan ek advies ook gee vir die mense, as jou man sterf, mense, nie net jou man, jou vrou ook, ek weet altyd nie, want die een wat oorbly is, mos die een wat my alles moet kyk. So 'n fyn skrif moet jy helemaal lees, van Netbank moes ek weer betaal het. Van Netbank moes ek my huis weer oorbetaal het vir die bedrag wat ons geteken het, gekoop het. So ek weet nie wat daar gebeur het, in die tyd is 'n mens so,
Jy's nie jouself, jy wil net jy's bang iets gaan verkeerd, jy gaan op die straat sit of jy gaan dit dan teken jy maar. Jy doen maar net alles om alles agter die rug te kry. Sanlampolis. Ek verstaan nou nog nie daai sanlampolis nie. Mense kan nie vir my help. Ek was by die perokantore. Die mense, die blanke vrou het my, die kleurvrou het my verwys na die blanke vrou toe wat die hoof is. Die hoof het my op 'n telefoon gesit. Mense wat ek nie kan verstaan nie. En vandag nog moet ek actually nog beklei van my man se 18 jaar nooit uitbetaling gekry. Mense dink ek sit met weelde klomp geld. Dit is nie so nie. Ek is baie beroof. En daar buite as daar ooit 'n ordentlike opregte prokureur is wat sal staan vir vrouens soos myself vandag wat nog deur 'n stryd moet gaan om dit te kry wat ek moet kry van my man, van ons as mos een. En ek sê altyd wat syne was mos myne. En soos ek die koortjies sing elke oggend, I went to the enemy's camp and I took back what was stole from me. En ek glo op God se tyd gaan ek alles kry wat van my gesteel is. Van my man was in partnership ook met transportgoedes. Wat het hy man gemaak ook? Hy het gesê jou man is dood. Ek was ook 'n vernoot en hy het Februarie maand en dan my man is Augustus maand dood. Jy is nog nooit jouself, ek het 'n pageant gehad en ek kom terug. Hier kom die man, hy sê ek met papiere teken. En die besigheid het in elk geval 'n wit olifant, hy is nog niks gemaak en maar agterna moes ek uit van 'n leen. Die besigheid het was nog nooit 'n wit olifant nie. So hy het my laat teken, ek het alles verloor. So as daar iemand is daar buite wat my kan assist en help met dit, sal ek baie bly wees aan hoeveel ander vrouens het dit oorgekom. Hoeveel weduwees sit met dit wat ek sit, met vrae. En mense kan nie vir hulle help nie. Hulle word eiere besteel en beroof. Kyk, huise moet oorgedra word. Hier 'n ander vroutjie vir my gesê, vrou, jy hoef eers te gegaan het nie. Jy kon dit self gedoen het. Jy kan alle geld gespaar het. Ek het R4,000 betaal vir my oordragkoste. Ek het R55,000 betaal. En dis hartseer hoe mense weduwees kan besteel. Ewen die mans ook weduwee. Mens weet nie, party mans wil nie praat nie. Daar's vrouens wat ook nie wil praat nie. Maar ek het geleer by die universiteit. Speak your mind, speak out, speak aloud. So, dis 'n hartseer storie. Ek het dit nooit verwag so gou op my. En om te dink ek moes daai tyd 'n internasionale kompetisie gaan doen. Maar my man het mos gesê, ek glo in jou, jy gaan dit kan doen. Dis mos jou en jou ma se droom. En ek het 'n sterk vrou. En hy het gesê, en onthou dis 3 dae na Vrouedag. Vrouedag gewees. En hy het my gehelp met my Vrouedag en hy het hy dag ook gesê vir iemand daar in die saal. Ek het 'n sterk vrou, sy kan alleen die goedes doen. So ek het daai geëer van my ma. Sien, enkel ouers daar buite. 'n enkel ma het my groot gemaak. So wat staan jou tree weg om ek so jou kind te kan opvoed om 'n sterk persoon te wees. Challenges is daar, obstacles. Mense kan lelik wees en mense groot mens lewe ook. Maar ek gaan hy liewe in die kamer as ek wil hy, en soms sê ek nie waarvoor hy wil jy weet dan jy sterker as hy persoon. So, ja. Dan jy gaan model. Die man het afgesterf, jy gaan model internasionaal soos jy sê. Hoe maak jy van daai seer is nog daar? Wat dryf jy om nog die kompetisie te doen? Die woorde van my man wat sê, jy's 'n sterk vrou. En jy altyd sê ek, behind every face there's a different story. So my story is ek het die droom gehad om Miss South Africa te word. Maar toe raak ek Miss International. En die dryfkrag agter daai is, ek is nie net hier vir myself nie. Ek is daar vir hy dogtertjie, daai groot vrou, daai persoon daar buite om vir hom te wys. Ek laat niks en niemand my onderkry nie. Ek was baie afgekraak, onthou voor ek op hy steeds gegaan het, my man se families, en die een wat my op Facebook uitgekraak het, ook as 'n modenaar, kan jy dit glo. Daai is heavy gewees, maar ek het nie eens my gesteure aan nie, want ek het geweet wie ek is, en God ken my. So vir my is dit, mense daar buite, julle, dit is nie maklik gewees nie.
maar toe ek huis tydsvang, en ek bid altyd, en ek sê altyd vir die Here, let my inner beauty shine through me. Sure. So dit hou vir my. En ek weet daar soms mense, wat saam met smile, maar hulle smile nie regtig saam met nie. En hulle is die afbrekende mense, maar ek steur my lankal nie. So, baie mense het beloftes ook aan my gemaak, en nooit het hulle dit nagekom nie. Dan kom maar weer ander mense in my lewe, en deesdae is dit meer geestelike mense, wat in my lewe kom. So my pad vorentoe, soos my ma gesê het, ek het die voetspoor getrap, jy loop daarin. Sure. Tannie, hierdie organisasie wat Tannie hulle doen, wat is die naam, wat behels dit, wat gaan daar aan? Dis mense wat kyk, en hulle wil dalk hulle kinders hiernatoe stuur. Hoe werk die storie? Is nou baie vrae in een. Kom ons begin eers oor die organisasie homself, en dan, wat moet die mense doen om hiervan deel te word? Okay, eerstens, ek is die chairperson van Support of Community Hearts, sy NPO, en dit begin alles by ons NPO. So, ons het hande gevat met MWI, so Magnificent Woman Icon, Magnificent Man Icon. Okay. En dit is 'n internasionale pageant, hulle is gebuis in die USA, en hierdie dame, Naomi, sy is die persoon wat my borg is, van die R10.000 wat die kind wen, die geskenke, die krone, en dit kos klomp geld. Dit is die enige sessie as mense aanvat. Die mense altyd, as hulle die kroon ook opsit, as hulle, is heavy. Dit is nie ons local Suid-Afrikaanse goedjies nie. Okay. So, om by ons aan te sluit, begin het eers by Support of Communities, die Scholastic Scholarship. Okay. So, jy enter dit, elke jaar hou ons dit, en dit gaan jaarliks op met R100. Want die kinders kry actually meer terug as wat hulle betaal om deel te neem. Dis maar net die aankope van ons kant af, Support of Community Arts, om jou 6 te kry. So as 'n semifinalis, en daarna 'n finalis, en daarna kry jy MWI titel. Okay. So jy moet community werk doen, reeds. By die skool begin dit alles. Kinders dink altyd geld, of die ouers sê geld. Maar die ouers is daar om vir hulle self, as dit nou karaoke's, die koele boks gesels. Mense, ek het dit self ervaar, ek het spesiaal gegaan, 2 keer, om net te kyk, daar is die plek vir 'n mierie. Maar as dit kom by kinders, dan gaan kyk julle hoe lekker sale, waar kinders deelneem aan pageants, deelneem aan sangkompetisies, nie net pageants nie, sportvelde. Kyk hoe leeg is hulle. Waar is die ouers? Nee man. Soos jy koeleboks kan pak vir die karaoke, kan jy ook jou sent in jou beursie sit om te gaan sit ouma, oupa, auntie, oom. Maar as dit kom by, dan nooi jy die hele werk saam met jou. Nee, by die koeleboks storie is nou karaoke aand. Ons weet ons ouers het dit ook nodig, maar onthou, jou fokus moet jou kind ook wees. So, ons Support of Community Arts kry eintlik baie, kan ek sê, die wind wil ons net omstoot, maar ek laat dit nie toe nie. Ons het weer 'n direkteur gehad wat ons verlaat het. Hy was ons wys en hy was ons admin persoon, en hier sit ek met my hande in my hare. Maar ek het weer gesê, Here, het mos 'n doel met alles. Ons organisasie moes 5 jaar oud gewees het. Die vorige een was Support of Community Arts. Maar ek het aangebou en aangegaan, want ek het met die name uitgekom. Okay. So dit is vir my, die visie daar buite is mos nou vir ons kinders te uplift, en te inspire, en te sê, kom ons begin met die klein saadjie, laat ons kan opgroei, en laat die mense kan sien, dit is nie ouderdom beperkte ding nie. Mense moet nooit ophou glo en sê, hier kan nou 'n kompetisie vrygestel, waar mense met groot ouderdomme kan nog aansluit. As jy nog nie jou droom bereik het nie, hier staan jou droom. So, het begin by Support of Community Arts, dan die Scholastic Scholarship, en so gaan dit aan tot by MWI. En MWI maak die deure vir ons oop, om oor see te kan gaan. Nice. So, mense, ons kan ook die bakke aanstaan, soos ek gesê het. So, ons moet ook werk, maar as daar mense is wat ons wil support, hou op vast, kyk teen wie
daar die organisasie bestuur. Het gaan ons oor die belange van ons community se kinders en mense. Want kyk hoeveel mense doen community werk. Ze sien op social media van my baie min. Because ek hou van die buitemense wat op die straat. As ek aanloop as ek in die taxi sit of in 'n dan hoor ek daar gaan hy model auntie. Daai auntie doen baie, my auntie sien op social media baie nie. Wat sê dit van my? Ek wil nie alles op social media hê nie, maar iemand het gesê, Sonia, ze sal moet, want sy moet jou bemark. Maar kyk hoeveel mense, wat bemark hulle alles? Daar's baie kere hulle skets 'n perfekte prentjie van hulle self. En dan ken die mense hulle nie werklik nie. So vir my is dit letterlik, mense moet ook leer. Social media is altyd daar net om 'n perfekte prentjie te skilder, hè. En dis hoekom ek sê, ons moet ook onsself is buite in ons community, leer die mense. Gaan vra die mense wat interviews ook doen, met soms, die net straat gou, kry gou iemand, ken jy die persoon, vraag gou 'n bietjie uit van die persoon, dan kry jy die real person daar. Okay, jy kry die mense wat nog ietsie nonsens sal praat, maar ek kan met trots sê, ek sal stap, hierdie ou mense, die young ideas, klap. Iemand het vir een van hulle gebel en sy sê, "Joi, ek kan met trots gesê, ek ken hy kind," sê sy, van 2017, toe ek my Stellenbosch was. Ek het gekyk na organisasies waar mense verbystap. Kyk, Dorothea, niemand het actually met Dorothea. Toe ek daar begin, daarna toe sien ek, wag, hier stiek aan. Nou sien ek, daar's mense wat het nou vir hulle gaan doen. Daar's mense by Young Ideas wat nou vir hulle breakfast doen. Margaret en wat, Ria, hulle het altyd muffientjies en goed ook vir my gegee, dan neem ek het vir die ou mense. En ek het vrugte van die plaas gekry bo, met as 'n Timbalea, dink ek, nee. En ek het die goed vir my gewoon, ek gaan gee dit. Nice. So, mense moet ophou vaskyk, weer eens sê ek, wie aan watter organisasie behoort. Onthou, dit gaan nie oor ons wat dit doen. Ons probeer iets doen vir ons kinders. En die groot mense wat opgegee het al op hulle self en gesê het, ag, ek is my huisvrou, of ek moet maar dit en ek moet maar daai. Nee, jy moet ophou met daai. Want jou lewe is nog daar. Daar's lewe binne jou. Spreek lewe oor jou. Spreek geluk oor jou. En hou op die negativiteit vaskyk. Ek is maar net 'n huisvrou. Sure. Tannie, nou wat u so raad gee, nee, ek wil vir u vra, ek noem dit die wisdom session. Ek wil vir u vra, daar is 'n mamma wat na hierdie video kyk. Ek gaan weer terug na die mammas toe. En sy is in dieselfde skoen wat u gewees het. Sy kan nie aanbeweeg nie. Sy sukkel. En u ken mos, ek weet nie of u gehoor het al. Ek het by my ouma gehoor, ek het al by my ma gehoor, by vriende gehoor en so, en dat as die man of die vrou afsterf en dan die partner wat oorgebly het, hulle gaan sak en is amper soos hulle gedeelte hulle helftes weg en hulle kan nie meer operuit nie. Daai tannie sit daar en sy weet nie meer nie, hoe maak hulle, wat moet hulle doen om aan te bewen? Is nie maklik nie. Het is nie. Om die waarheid te sê, ek hou van die waarheid. Ek was op baie vlak waar ek gaan sit toe ek teruggekom het. Maar weet julle wat, het my actually gehou ook, en nou nog hou, is omdat ek nooit actually na my man se dood, het ek soos 'n rustigheid gehad en om te dink oor alles. Te veel, ek het te veel goed waarmee ek my besig hou. So ek het vir myself gesê ook, en in die ander asem kan ek ook sê, my man het mos geweet wat ek doen, en het altyd gesê ek moet nooit ophou nie. So, en hy vrou daar buite wat opgegee het, wat in sak en as gaan sit, en nou nog sit en krepeer en dink oor dit, wat met haar gebeur het of hom. Nee, staan op, soos ek weer eens sê, daar's lewe in jou. En probeer die beste uit jouself uit te bring, wat jy met jou partner gedoen het, of geleer het van, en probeer 'n sukses daarvan maak. Want as jy dit nie gaan doen, gaan jy nooit uitstaan of opstaan nie. En vir my was dit baie moeilik onthou, as 'n mens 'n partner gehad het, met wie jy letterlik alles gedoen het. Het was net as ek golf gedoen het, ek het golfbaan toe gegaan, want onthou, partners in vandag se lewens, hoekom moet daai huwelike baie gou op die rots gaan? Hulle doen nie alles saam nie. En daai is daai breekpunt ook.
Jy moet jou aan kan pas. Ook soms as ek het iets anders wat ek nog gaan doen en toe die model gaan my gebuite toe kan ek nie meer rugby toe gaan nie, want dan is Sandra my daar, maar hy het geweet en as ek nou model sou sit en dan kom loer net en dan sê, nou 3 uur is ek weg of 2 uur is ek weg. Ja. Dan weet ek, nou moet ek alleen aangaan. En dit is wat op van my gehou het en nou nog hou. Maar weet julle die hartseer is as mens kinders in jou huis het. Daai is 'n hartseerpunt. En as jy besef jou kinders is groot, soos my 2 is nou albei getrou, my jongste sien het nou in my getrou. So toe hy nou die huis verlaat en alles, nou moet jy weet, almal is weg, as ek alleen. Daar's mense soos my auntie, my niggie, wat miskien iemand verloor het en daar is nog lewe binne in die huis. Maar wat van iemand wat glad niemand het nie. En dis nou die raakpuntjie. Soms dan voel jy, ek kan nie meer, ek wil ook nou opgee. Maar dan sê die stem van my, nee, daar's lewe binne in jou. En dan hoeveel mense wat gesterf het, wat geskree het, ek was in 'n hospitaal, waar iemand nie wil doodgegaan het, het geskree. So as jy lewe binne in jou, dan kom moet jy wil sterf, omdat jou partner gesterf het. En terwyl jy nog 'n verskil kan maak in die lewe, en in mense se lewens. So mense, dit is hard, dit is seer, en as jou kinders jou verlaat, en hulle partykeer is hulle te besig vir jou, en jy voel die leemte. Onthou, God verlaat ons nooit. God is altyd daar. En dit is die ander persoon wat my hou. Nog al die pad. En dan lyk dit so, en ek sê altyd van mense, jy hoef nie heeldag met 'n Bybel rond te hardloop. En vir almal, van daar's mense wat dit doen, en dan, ekskuus vir dit wat ek nou gaan sê, en ek het dit genoem, en iemand het kwaad geword by 'n event. Ek hou van die eerlikheid. Doen. There is people who misuse God's name and word. Just to look perfect from the outside. Maar dit moet nie so wees nie. En daar's baie wat dit doen. Ek het al mense gesien, ja, hulle bid nou vir jou so en so en so. En dan stap ek, en dan kry ek die mense, en dan hoor ek. Ons ken ons colored mentality. Jo afbrekend, en hoe hulle het stories praat. My niggie kan ook aan van getuig, en dit is verskriklik. Dan sê ek, ja, Lizzie, is dit nou sien jy waarvan ek praat? Godsmense. Nou, halleluja, en dit en dat. Maar omkom vir die bom. Dan sê ek, of hulle sê, die een het hy gesê, toe sê ek, die een kan nie so praat, die kind van God kan nie so praat. So, ek hou nie van meer enige een van my bidie, ek is eerlik, van die Here het gesê, waar jy staan, waar jy sit, kan jy bid. En wat 'n vertrek ook al, jy kan dit doen op jou eie ook. En as jy glo in God, en sterk van binne na buite toe, dan kan niks jou onderkry nie. En trek jou gedurig onder die bloed. Yes. Tannie, daar is mense, hulle wil join, as daar social media page, hoe kry hulle vir Tannie in die hande, is haar e-mail, is haar website? Ja. Hoe werk hierdie storie? MWA kan hulle gaan opsoek, in die Facebook, en dan sal hulle die website, alles is daar. En van MWA kan hulle meer lees oor wat en hoe, soos die dame ook vanoggend gesê, daar was iemand wat wou deel raak, maar die een wil actually meer uitgevis het, toe sê sy, dan kon hy ons eerstens op Facebook gegaan het, en gaan uitvind hoe werk MWA. So ek is die director vir MWA ook, indien julle met my wil praat, is julle meer as welkom, en om 'n verskil in jou gemeenskap ook te maak. En julle is meer as welkom, van in Johannesburg is daar ook 'n director van MWA, MMI. Oor die wêreld het elkeen 'n director. Ek het my hierdie jaar gehoor dat ek die director van ons plek is Kaapstad. Nice. Tannie, is daar 'n sekere tyd wat ons moet aansoek doen, of kan ons reg deur die jaar? As jy mos nou die een mis en jy het reeds aansoek gedoen, dan val jy net in die volgende groep. Dis so. Maar as kinderskole, volgende jaar gaan ek buiteskole doen, en dan gaan ek scholastic scholarship groterag, ek gaan nou vir Ikaya, Mandi, gaan ek visit volgende week, die mense te geweet van dit, en ek wil lankal, en ek het 'n skakelpersoon daar gekry. Nice, rakende
alles wat met u gebeur het, veral met die man se sterfte, om terug te kom ons gaan hiermee afsluit. Het hy vra nie by u opgekom, God, hoekom my man, hoekom doen hy dit? En hoe was hy geloofsystem van om op 'n vliegtuig te klim, kom geloof mos uit, right? Hy kom uit die eie krag uit. Maar u sit met al die vrae. Het u vir God gebleem? Het u vir hom gehaat? Want daar is normally wat opkom, hoekom my man, hoekom vat u vir hom? Kan u nie iemand anders gevat het, of gee hom net so nog so 'n jaar of twee, hoekom nou? Hy vra nie by u opgekom nie. Hoe het u toe gevoel oor God nadat hierdie gebeur het? Om eerlik te wees, toe het met my man gebeur, toe het ek nie daai vraag gehad nie. Maar toe het met my ma gebeur het, en my vaderlike figuur, toe het ek hy questions gehad. Soos my seun het die Here gehad, hy het my jongste kind, hy wil niks meer nie, en ek het hom gemotiveer, en vir hom gesê, onthou jou pa het vir my voorberei, en hy het my voorberei, sonder dat ek bewus was, Ja? en hy het altyd in ons huis gesê, as hy gepraat het, dan sê, onthou die Here besluit self. En hy het vir, my seun het my Here is stuk ingeslaan gewees met sy pa se sterfte. Hy het gewerk mos toe sy pa gesterf het, en iemand gaan bel hom nou en sê net, jou pa is nou dood. En hy kind het sommer verkeerde motor gevat en sleutels en gery en net gekom en daar gestop en sy pa se body daar gekry. So vir my, ek het nie die Here gekwestion nie, ek het net gesê, dit wat die Here besluit het is wel gedaan van soos ek sê 2013 moes hy al gesterf het in Struisbaai. Toe ek daar ingegaan het in Struisbaai, wat hy met die naalde en goed en blou al is en so aan. En toe sê ek vir die Here nie, en ek sê alles wat hy aan my gedoen het, soos aan elke huwelik is partytjie met strye en goedjies en so aan. Daar is eers in jou verlede iets wat gebeur het in jou huwelik, en dan toe sê ek net vergewe vir alles en die Here het hom gespaar tot in 2022 tot van 2013. So vir my was hy 'n berusting. God het nou wel dit gedoen. Hy weet die hoekom en die waaroms. En as ek bid ook in sommige kere in die spieël, dan sal ek altyd sê, God weet waarom. So dat maak van my, kan ek sê, het maak van my sterker, deurdat ek net glo daaraan. Maar het was my 'n stryd om met my seunskind te werk. Ek het later aan begin opgee op hom, van hy het losbandig geraak, en hy's aggressief, en hy wil niks gehoor het, en as ek met hom gepraat het ook, en hy raak kwaad, hy skop sommer nou 'n ding in die stap. En ek kon nie ek sleg hanteer het, maar op my eie manier, toe sê ek net, ek berus hom. En toe as die dag graf toe gaan, toe ek die aanwyling laat doen het, en toe dit so aan hardheid, toe almal weg is, toe begin het so storm, reën hy dag, en skielik toe skyn die son, en toe sê my seun, die jongste, toe sê, my pa is tevrede. En van daai oomblik af het hy aanbeweeg. Hy behoort nou na 'n ander kerk, hervormde apostolieke, en daar moet hy mos kerk loop, en hy sê kan vir kerk meer na sy pa gesterf het. En hy gaan kerk, en hy's 'n ander persoon nou. En ek wil nog eendag met hom praat oor daai, want het moet uitkom. Want ek weet, hy het geskree daar voor my, vir sy pa gesê, hoekom Here doen sy dit nou? Ja. Ek het my pa nog baie nodig, want toe was hy was 22. En dit was vir hom 'n breekpunt gewees. Hy kon dit nie aanvaar het dat sy pa nog gesterf het. En hy's nog getroud, en ons het saam 'n verloofring gehad en al daai goed. So, maar almal sal nie dieselfde ervaring hê, kan hê nie, omdat dit het different gebeur. Kyk nou, my man het my al voorberei. En dan die ander saak is dat hy net altyd genoem het ook, onthou God se tyd is God se tyd. En daai berusting het ek gekry. Maar die leemte is daar. Soms mense sê altyd vir my, sê ek mos vir weer 'n man, vir dat ek, oh no, I have my share. En dan beweeg ek aan, ek sê soos in Las Vegas ook, en waar ek gaan. Daar's altyd mense, en dan as hulle uitvind, ek is nou nie, dat maar omdat ek dramas my ring nou sê. En die mooiste, ek weet nie of julle op Facebook sien altyd daarvan, click on the dove, of click on something. Ja. Ek het dit nou 1,5, 2 gedoen, ek kon nie slaap nie.
En ek het van my niggie dit gelees. En in daai toe sê your loved one wants to give you a message from heaven. Okay. En ek dog toe as ek weer my ma want ek het dit so 2 jaar terug gedoen. Ek glo net sulke goed en ek doen dit. En ek dink toe wag laat ek lees wat sê mamma nou weer vir my. En toe die boodskap begin van I love you and I still do love you, but you need to fill your heart with joy again and you need to move on. En ek begin so lees en ek sê, maar dis 'n ander boodskap. Ja. En toe die eindig is, toe sê het it's come from your husband. En it's you need to move on. Maar ek tog toe nie. Almal sê, want my ma, sy oudste suster, haar man was, sy was 42 toe sy haar man verloor het. Ja. En sy het nooit weer 'n man gevat en sy's 84. Jo. En my niggie was 45 en sy het nog nooit 'n man gevat en sy's 55. So in ons familie dink ek dit gebeur weer. Ons het ons sê gehad, ons sê kyk nog vir iemand anders of wat. Ek weet as my ek gaan nou iets mag ek dit sê? Sê. Sy lag nou. Want daar is so baie, hoe sê hulle noem ons as 'n ouer vir 'n jonger is dit 'n Benten. Yes. Daar's baie bentens. Haar skryf hulle ek weet dit is my seun se oud. Ons het een gehad. My seun die rugbyveld, ek kom ek aan by die rugbyveld. Ek wil gewoon net dit. Ja, is net 'n bietjie opbouend vir die mense. En ek kom aan en dis ene seun, hulle toe saam op kollege. My oudste seun, hy sê, kyk, hy my seun nie blonde hare wat daar aankom. Ek smaak hy meisie sê. Hy sê, my seun is dik van die lag. My seun sê, as dit hy meisie? Kom saam mee, ons gaan na hy meisie toe. En hier sit hy, nou sit my seun, sy hand om my nek, maar hy knuf vir my oogie en ek dink ook knuf by hy van my. En hy sê, meisie, die oogie, smaak vir jou hier. Ek sê, wat? My Ariad in sy mouw, ek slak vir jou nou. Hy sê, wie sê, dit is my ma. Die klong is tot vandag toe skaam van my. No ways, ek sal wel glo. Ja, en nou nog ek kry inboxes en dan dink ek, ek sê vir die een, ek het saam met iemand se, een van die klonge se ma skool gegaan, ek dink as jou ma moet feed, maar dit is nou net, maar ek stuur my net sulke goed, ek sê, ek was dit afwagte mere, maar dit is maar net, om vir mense te sê, ja, te kyk nou, maar ek is hier om liever mense te inspireer en te uplift. En ek sê altyd soos ek sê, I want to brighten up people's life. As hulle my toelaat en as kinders ook voel hulle wil met my 'n pad stap en groot mense meer as welkom. Want ek hou daarvan om die suksesse te sien in mense wat miskien opgegee het aan hulle self. As daar enige is daar buite wat sê, maar ek voel net, ek kan nie meer nie. Kom, ek gaan vir jou, want ek het gister het ook gedoen, en ek voel altyd trots as iemand van my sê, nou klaar, iemand niets ontmoet het, en die een sê, wow, what an amazing job. As ek nou nog vir julle met die onderhoud kan gegaan het, dat ek julle die story vertel, by die safe house wat ek gedoen het. Kan ek gou vertel? As hou maar eers die vir 'n volgende keer. Die rede hoekom ek dit sê is dat, daar is mense wat na hierdie video kyk, hulle wil vir u nooi vir 'n praatjie, vir 'n seminar, vir 'n conference, vir 'n workshop. Is u beskikbaar? Ek weet ek sit nou vir u op die spot. Ek weet u is verskriklik besig. Is u beskikbaar? Ek's altyd beskikbaar. Okay, so die informasie kan dit op die Facebook, want ek weet mense gee nie nommers uit nie. Het u e-mailadres, Facebook, hoe kry hulle vir u? En u het nog gepraat van hierdie MWI. Yes. Ons praat nou van u self. Yes. Ek wil nie van daar, ons party ligsinnige mense. Ja. Ek sal Iris sê, as ek nou mag vra, kan jy nie dalk die skakelpersoon wees indien daar iemand is, want ek hou nie van lawwe mense wat my tyd mors, was al mense wat net asem gehaal het en dan nou hulle my heeltyd aan die lyn. So ek wil nie dit doen nie en ek wil ook my nommer was per ongeluk op tyd op Facebook en toe sê iemand vir my ek moet dit afhaal want dit is gevaarlik. So ja. En as hulle ook sal inbox as wat mense ek weet hoe hulle dit reg kry nie, mense is mos baie slim deesdae. En wonder ek ook, ek het dit die en accept maar hoe het hy daar in my phone gekom. So ek is meer as welkom, ek is altyd daar vir 'n challenge as mense my wil
meer as welkom om my uit te nooi. Nice. So ja, op hierdie video sal ons al die, julle kan net comment op die video en dan kan ons dit daarvan verder vat. Tannie, op hierdie noot wil ek vir u baie dankie sê. Ek wil vir u baie dankie sê, eerstens, met die belief wat u hier sit, met die confidence, met die selfvertroue in Afrikaans, soos hulle sê, met die dryfkrag om oor goedes te praat wat vir u seer gemaak het en u het dit afgestof en dis waar oor Dusting opgaan. Ek wil vir u dankie sê vir duisende vrouens wat u vandag verryk het met u kennis. Ek wil vir u dankie sê vir kinders wat u hoop gegee het. Nie net vir vandag nie, maar deur die organisasies wat julle ran, wil ek vir u baie dankie sê. Ek wil vir julle dankie sê vir die goeie werk wat julle doen. Hou aan, moenie opgee nie. Ek weet daar kom daar wat mense so 'n bietjie voel jy het nie meer lus vir hierdie dinge want hierdie ene daai gesê of daai ene dit gedoen. Hou aan. Soos ek in die begin gesê het, hierdie ding is veel groter as wat u dink dit is. Vir die mense wat saam met u hierdie pad stap, wil ek dankie sê in hulle afwesigheid. Ek wil vir u ook dankie sê vir die hart wat u het vir ons gemeenskap. Ons gemeenskap het dit dringend brood nodig, veral waar ons nou in is. Net om my bietjie hoop te kry, om iets aan vas te gryp, want ons gryp aan te veel dinge vas, en dan hardloop ons met dit, en dit kan vir ons na devastation toe lei. Maar vandag het hulle iets aangegryp, wat vir hulle kan lei na die lig toe. Lig vir lewe, lig vir hoop, lig vir nuwe beginnings. En ek sê vir baie, baie dankie daarvoor. En ek sê vir die Vader, soos ek nou vanoggend besig is, sê vir die Vader, ek moet vir Tannie Sonja brood gee. Ek moet vir haar brood gee, dat sy dit op die pad kan vat. Ons is gebore met die woord in ons. En dit gaan nog 'n bietjie kras klink, maar ek wil van die geleentheid gebruik maak om te sê dat soms sê ons daar dat God neem en hy slaan nie wond. God slaan nie wonde nie. Hy's baie lief vir ons. Hy sien nie dit nie. Hy is daar liewes om vir ons te care. Hoe kan iemand luister gou mooi wat ek sê. Hoe kan iemand vir ons seer maak en dan wil hy weer vir ons comfort? Dit gaan nie werk nie. Hy maak vir seer wanneer hy vat hierdie persoon weg. Ek sê altyd, ek weet nie vir alles iemand op 'n siekbed geleer. Ek weet nie wat was haar persoon se gebed met die Vader. Hy of sy kan sê Vader, nee, ek kan nie met my vrou feisie, ek kan nie met my kinders feisie, vat my. Daai is vra en jy sal kry en dan doen die Vader, dan stay wat hy voel dat nou it's not time. Verstaan? So die Vader is daar om vir ons te help, hy is daar om vir ons om te gee, hy is verskriklik lief vir ons. En hy is die laaste ding op sy mind om vir ons seer te maak. So, ek wil vir Tannie 'n vers gee, en dit kom uit Galatians chapter 3, uit die Mirror Bible uit, en dit kom vers 27, is die Engelse weergawe. To be immersed in Christ is to be fully clothed with him. He is your brand new wardrobe, confirming your sonship. Tannie is in die bedryf van die klere, jou attire wat jy aantrek. En hy is Tannie se wardrobe wat Tannie elke keer dra. Daar's niks wat 'n mens hoef te change when we start believing that we are children of the Most High nie. Ons is elkeen 'n kind van God. Jy het nou ook gesê, jy hoef nie iets te bekom om 'n kind van God te wees. As jy uit jou ma se mag het gekom het, hoef ek nie weer iets te doen om te sê dat okay, ek is deel van haar vrou nie. Is dit dan deel? God het vir ons iets het ook gesê, God het vir ons gemaak. Hy het ons almal gemaak. En soms verstaan ons nie en ons leef nie daai lewe uit nie, maar dan sê ons kom trek hierdie klere aan. Yes. Laat vir jou net kan realize wat jy voel mos nog goed. Yeah. Wanneer jy mooi shiny rok aan het, let the inner light shine through. Wat jy gesê het, daai gebedjie wat jy altyd doen, dit is wat constantly gebeur. Dankie vir dit. Dankie dat u uitleef wie die Vader sê u is. Daai innerlike wat in u gestig het om vir mense, soos ek voorheen gesê het, hoop te gee, mense op te lig. Daai shining light, you are star, daai wat u gemensen het. Wat u ma ewen geprofesies het, yes. As ons nou so mag sê, oor die lewe. Dit is wat u uitlewe. En gaan aan met dit. Ek sê altyd, ons het die lig trek mos vliee aan. Ons sien mos vliee as 'n pes. Alright? Nou, hoekom trek hy vliee aan? Want daar is warmte, daar is guidance. En dan voel hy vliee weet jy hoe om het te hanteer, so wat gaan ons heeltyd aan om die liggie. En dit is wat soms gebeur, wanneer ons daai lig ervaar,
dan sê ons is too good to be true en dan raak ons overwhelmed en dan gaan ons so aan soos hy vliee. U is hy lig vir Kloetiswil, u is hy lig vir Stellenbosch, u is hy lig vir die Weskaap, u is hy lig vir Suid-Afrika soos gesê want u is internasionaal. En u is die lig, soos iemand gesê het, mos wow, vir die hele wêreld. So baie dankie mense. Dis Sonja Adonis. Yes. Hierdie vrou met hierdie stature van haar wat vir ons kom vandag kom leer dat I come from the farm but I'm been born to travel the world. Yes. En ek maak die wêreld my eie wêreld man. So julle, dit is moontlik. Tannie Sonja het dit vir ons kom sê vandag. Sy is available. Comment op hierdie video en sy sal definitief as sy tyd het, sy het soos julle gehoor het, hierdie vrou is 'n jet setter, sy is dan hier, dan sy daar. So sy sal as sy tyd het, sal sy definitief even 'n mamma of wat net wil kom gesels om 'n bietjie kom afpak, Tannie Sonja is daar. Ons het mekaar nodig aan hierdie tyd in. Die lewe gaan so vinnig. Ons het mekaar nodig, kom ons luister wat ons weet nie hoe ons hartklop nie. Ons wanneer ons net stil sit en 'n koffie drink of 'n tee geniet, dan luister ons mekaar se harte. Tannie, jy is 'n rockstar. As ek dink as ons praat van die rock wat die Vader sê, die huis wat op die rots gebou is, wat stewig staan, wat vir niks wind sal rondwaai nie, dis u. U staan nog vandag, ek kan dit nie glo nie. Ek probeer dit nog digest vir wat u nog gesê het. Ek het nie meer woorde nie. Julle, dis Wisdom of Solomon. Sonja Adonis, dankie julle dat julle ingetune het. Ons praat weer op 'n volgende keer. Ons tweede gas vir Dusting Off. Gaan in vrede in. May God bless you all. Stay safe. Tannie, jy's 'n uister. Het u dit geniet? Baie geniet. Thanks. Tannie, baie dankie man.